Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Goeiedag, baie welkom hier by Getsemaniteit hier in Brackenfell se natuurreservaat. En dit is vir ons vandag net 'n geweldige kreatiewe manier om ons Christelike praktiese lewe uit te leef en te wys dat ons wil prakties ons Christendom wys. In hierdie area het die Here baie nodig. So ons gaan open met gebed en dan gaan ons lekker saam sing tot eer van die naam van die Here. Dominee Attie, as hy vir ons net sal bid asseblief. Liewe Vader, baie dankie vir nog 'n dag. Dankie dat ons saam kon wees en dat ons kan bid. Saam bid vir ons stad. Ons sê vir baie dankie. Seën ons saam sodat jy alleen kan. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Jannie. Okay. Julle daar's 'n paar liedjies na. Kom ons gaan daarna ons begin met 10,000 Reasons. Ek dink dit is die dat Laaste bladsy. Dis die laaste bladsy. Right. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing never before, oh my
koffie. Enigiets om 'n plan te maak. Kom ons doen God is liefde, hy's op die heel eerste bladsy. God is liefde, jy ons harte, en dit wat liefde doen, dat hy ons seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, en uit liefde ons vergeef, ook al ons God gebore, hy lief ontvang.
Okay, baie dankie. Wat ons gaan doen ek gaan net so 'n kort woord gee en dan gaan ons daai kruis plant en dan het ek 'n Bybel wat oop is op Psalm 91 wat ons ook hier in die grond gaan begrawe. As 'n teken net dat ons claim hierdie area vir die Here. As jy nou nog 'n huis koop, dan eerste wat hulle soek die penne van die erf. As jy nie die penne kan bepaal nie, kan jy die erf koop nie. Want iemand het op 'n dag daar gaan penne inslaan en daai stuk grond geclaim as hulle grond. En plaasboere se plase het ook sulke penne in. Dit is hulle grond, hulle het dit geclaim. En dit is noodsaaklik dat ons as kinders van die Here weer penne inslaan en sê ons claim hierdie Suid-Afrika vir die Here. Ek wil weer sê, Jan van Riebeeck het hier aan die Kaap aan wal gestap met 'n Bybel. Nie met een of ander afgodse boeke nie, maar met 'n Bybel. Hy het die lig gebring en dit is ons verantwoordelikheid om hierdie lig uit te dra, want hierdie aarde, hierdie gedeelte van Afrika is vir die Here geclaim al baie jare terug. Met die Pinkstertyd het ek baie navorsing gedoen oor waar kom Pinksterbidure vandaan. En baie interessant, in 1857 het 'n prediker in Amerika gevoel dat die morele standaarde van Amerika is so sleg, hy moet 10 dae bid. En hy het van Hemelvaart tot Pinkster gebid en dis waar dit nou vandaan kom. Ek wonder wat sal hy doen as hy vandag moet kyk na Amerika en na Suid-Afrika, dan dink ek gaan hy nie 10 dae bid nie, dan gaan hy sommer 40 dae bid. Maar, en dis hoekom ons hier is as die Sondag van kreatiewe Sondag. Jy almal weet nou, een keer 'n maand is daar 'n kreatiewe Sondag waar ons nie in die kerk gaan sit en die banke warm maak, ons gaan dinge doen om die naam van die Here te eer, om ons praktiese Christendom uit te lewe. En dit is baie, baie belangrik om afhanklik te wees van die Here. Terwyl ek in hierdie week voorberei toe, onthou ek, daar was 'n tyd in my lewe wat ek 'n boek gelees het van Catherine Kuhlman, God Can Do It Again. En ek het 'n ander leraar gaan vra daarop uit 'n nag. Ek sê, jong, weet jy wat ek voel? Ek wil hierdie week vas en Saterdagmiddag wil ek hê die gemeente moet 'n hele kan olie oor my uitstort, soos wat hulle op Moses gedoen het. Dit sê, die olie het van sy baard afgetap. Nou gelukkig het ek toe 'n baard, so die olie kon aftap. En hierdie man gryp het, hierdie leraar gryp het saam met my. En ons vas daai week en ons soek die aangesig van die Here en ek vra die intercessors van die gemeente, Saterdagmiddag kom salf ons. Nou om die susters nie kwaad te maak, het ons 'n seil op die mat in die kerk gegooi, dat die olie nou nie die mat beskadig nie. En ons het daar gekniel en hulle het nou 'n bottel olie gevat en so oor ons uitgegooi. Ek het ook sommer ou klere aangetrek om te onthou. Maar dis nou nie die kern van die saak nie. Hulle het ons gesalf, ons is gebid. En weet jy, daai leraar stap daai Sondagoggend in sy kerk, Dominee Attie. En toe hy instap, toe sit daar 'n ou met 'n rystoel by die deur. Daar op die eerste rybanke, hier sit die man in sy rystoel. En net daardoor, ek was mos so gister gesalf. En hy draai na die ou, hy sê, silwer en goud het ek in die naam van die Here staan op. En hy vat die ou met die hand, en daar staan die ou uit die rystoel af op. Net daai week se tyd wat ons in die teenwoordigheid van die Here gespandeer het, daai kragtige wonderwerk gebeur in daai gemeente daai oggend. Ek wil vir julle sê, dit was chaos in daai kerk daai oggend, in die sin dat mense het opnuut weer die Here se krag ervaar en beleef. En sal dit nie lekker wees as dit by Mosaïek ook gebeur nie. Sal nie lekker wees as ons die aangesig van die Here soek en ons claim ons area. Daar in Broederstroom, dis tussen Bronkhorstspruit
en Groblersdal is 'n plekkie met die naam Broedersstroom. Daar's 'n kerk, ek was per toeval gelukkig om daar al te kon bedien, waar in 1910, 1912 het letterlik die vuur van die Heilige Gees op daai kerk se dak gelê. Die boere in die omgewing het gestorm om die kerk te kom blus, maar dit was die krag van die Heilige Gees wat letterlik sigbaar daar was in 1910. Dis in die geskiedenisboeke, as 'n mens dit gaan lees, dan praat hulle baie daaroor. Ek weet die man wat doodgeskiet is, Bosch, nee, die baie bekende teoloog Heinz, Johan Heinz, hy daaroor, sorry ek het nou sy naam vergeet, hy daaroor ook geskrywe, Prof Heinz. So, die seker een van die meeste vrae wat my gevra word wanneer ek praat oor intercessors en oor gebed is wat mense sê, ek bid en dan dink ek het al 20 minute gebid en as ek op my horlosie kyk, dan het ek nog net 20 sekondes gebid. Tyd loop baie stadig. En julle sal onthou toe Ursula laas by julle bedien het sy so 'n gebedswiel gegee, uitgedeel, hoe om 'n uur lank te bid, want die woord van die Here sê, en Jesus sê, kan julle nie eers 'n uur saam met my bid nie. En hierdie is 'n regtig 'n baie pragtige model wat jy kan gebruik om 'n uur saam met die Here te spandeer. En Ursula het 'n bietjie verder gegaan as wat ek gegaan het. Sy het ook die skrifte wat aangehaal het, sy in die wiel gesit. Ek het net die skrifverwysings gehad, maar sy het dit bygesit. En dan het sy Dr. R.A. Torrey se boek, Hoe om te bid, so 'n opsomming van dit ook gegee. En ek het dit weer eens gefotostateer om vir julle te gee, dat julle dit kan gebruik. Hoe om te bid. Maar ons is hier om te bid. Ons is hier om die naam van die Here aan te roep. Vir ons dorp, vir ons land, vir ons volk. En dat ons regtig net sal hoor wat sê die Here vir ons in hierdie tyd. Dat ons weer die aangesig van die Here sal soek. En die mees belangrikste is dat die krag van die Heilige Gees weer opereer in kerke. En mense veranderd uitstap as wat hulle die kerk ingestap het. En die behoeftes van mense aangespreek word deur die Heilige Gees en ons 'n gees van onderskeiding het om te weet wat die Here in plan het vir ons. Mag die Here dit tot julle harte seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Here, dankie dat ons weet dat U verhoor nog gebede. Ons eer U, ons loof U naam, Here, dat ons hier op die koppie in Brackenfell in die natuurreservaat vandag net kan sê, Here, ons claim ons land weer vir U in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil net weer sê, onthou asseblief Saterdagmiddag 2 uur tot 4 uur by die tehuis vir bejaardes daar by in Kuilsrivier, daar waar ek bly in die saal, gaan ons 'n gedenklesing hê van Daphne Venter, gedenklesing, en ek gaan met julle praat oor intercessors. Dis 2 ure, ek moes my baie beperk met my voorbereiding oor mense raak so opgewonde, en ek gaan Daphne se boek onder andere gebruik wat sy geskryf het, Call to Intercede, dat Sheet se boek, You Are an Intercessor, 'n hele paar van Dr. Benny Mostert se boeke, en daar's nog 'n boek wat ek, dit is Daphne, Dutchie, Benny Mostert, en daar's nog 'n boek, ek het nou die skrywer vergeet. Maar so, ek wil julle nooi, dit is gratis, en ons gaan van 2 tot 4 daai lesings aanbied,
sodat ons as gemeente regtig weet ook hoe om te intercede. Miskien voel jy, maar ek sien 'n intercessor nie. Dit is net miskien noodsaaklik dat jy die inligting kry van 'n intercessor en dit wat jy in jou lewe kan toepas, in jou gebedslewe, kan jy dan toepas. En dit is dan Saterdagmiddag DV 2 tot 4. Die Here seën. Ons gaan nou die pen inslaan, die pen, die kruis en ook die Bybel begrawe. Ek weet nou nie wie wil graag die Bybel begrawe en wie wil graag die pen inslaan. Is die mag en die heerlikheid en krag en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer boven die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag.